Suid-Afrika, land van diversiteit. hoekom sê ons so? In hierdie produksie sal ons daardie vraag probeer beantwoord. As gevolg van apartheid, was Suid-Afrika vir baie jare afgesluit van die buiteland. Na die eerste demokratiese verkiesing in Suid-Afrika het die land baie uitdagings in die gesig gestaar. Dit het ingesluit Die ontwikkeling van onderwys, mediese sorg, behuising, om maar net 'n paar voorbeelde te noem. One, go. ontwikkeling. Dit is die proses van groei en verandering om mense se lewensvaarte te verbeter. Behuising. Suid-Afrika beleef tans 'n groot behuisingskrisis. Die regering poog om hierdie probleem aan te spreek deur lae koste behuising op te rig vir die haveloses. Paai en vervoer. Tans is daar 'n projek aan die gang om die pasvervoerstelsel in Suid-Afrika te verbeter. Die projek sal uiteindelik 560 km snelweg opgradeer. Geletterdheid. Die minister van onderwys, Angie Motshekga, het in Oktober 2009 gesê dat geletterdheid in Suid-Afrika in 'n krisis is. 'n Studie van Gabrielle het bevind dat slegs 36% geletterdheid was en slegs 37% gesyfer is. Ontwikkels, ontspanningsgeriewe. In 2010 het Suid-Afrika die wêreldbekende sokkertoernooi aangebied. Dit het teweeggebring dat die ontspanningsgeriewe in Suid-Afrika verbeter is en ongeveer 6 nuwe stadions gebou is. Suid-Afrika is ook 'n groot toeriste mega en is daar dus baie wêreldstandaard hotelle en vakansiebestemmings, soos byvoorbeeld Sun City, Kreerwiltuin en the Table Bay Hotel. Vervoer. Die goudtrein is een van die mees gevorderde kortafstand trajecte. Die trein beweeg teen 220 km/h en het die twee groot ekonomiese engines van Afrika, naamlik Pretoria en Johannesburg, verbind. Medies. Suid-Afrika het 'n gevorderde mediese stelsel. Steve Biko Akademies, Grootskuur en Baragwana Hospitaal is die grootste akademiese hospitale in die suidelike halfrond. Daar is 'n totaal van R442 miljoen bewillig vir die opgradering van die Steve Biko Hospitaal.